dankie vir Michael en die span, dit was besonderse praise and worship vanoggend. Nou broeder en suster, ek hoop ek gaan vanoggend vir jou iets kan leer uit die woord uit die Bybel uit. En dis iets wat ek gemis het, en ek bedoel ek is al 30 jaar in die bediening, ek het 2 jaar terug eers agter die kap van die Bybel gekom. Mens lees baie keer soveel goed in die Bybel en jy verstaan nie eintlik die konteks altyd nie, en sekere name maak nie vir jou sin nie. En dit maak nie vir jou sin nie. En dis juist, ek preek vanoggend oor Kruisstasie 4, want Kruisstasie 4, dis daar in die jeugsentrum net hier uit links, en dan regs, gaan oor Simon van Sirene help Jesus dra aan die kruis. Nou ek het die voorreg gehad om by elke kruisstasie tyd te gaan spandeer. By seker is langer as ander, want daar die Here baie ernstig my begin praat op sekere van hulle. En Kruisstasie 4, jy sal ook sien, Kruisstasie 4 is baie spesiaal, want die draad wat Frik en Carol en Thys en Shamaine gebruik het, is oor die 100 jaar oud. So gaan kyk so bietjie en gaan beleef net so bietjie iets van Jesus. Nou ek gaan vanoggend met jou praat oor Simon van Sirene. Daar word nie baie oor hom genoem nie. En tog word daar soveel na hom verwys in die Nuwe Testament. En ons kom dit nie eens agter nie. En ek gaan vir oggend skrif gee om te wys, dit is so. Want sien, ons hoor die naam en ons ken die naam en ons weet dat Jesus 'n kruis gedra het, dis wat ons weet. Of wat ons dink ons weet. Maar eintlik is daar baie skrifte wat direk en indirek na hom verwys. Waar daar van Sirene gepraat word. En waar het Simon vandaan gekom? Van Sirene af. En daar word gepraat van sy seuns en ek het nooit die koppeling gemaak nie tot ek Markus gaan lees het, en toe verstaan ek wat hier aan die gang is. Want het julle geweet, dat een van die mans wat saam met Paulus op die sendingveld was, sy naam is Rufus. En Rufus is Simon van Sirene se seun. Sy seun. Wow. Dan begin mense 'n prentjie vorm. Nou kom ons begin. Soos kyk na Simon van Sirene, die vers wat ek aanhaal is Lukas 23 vers 26, ons gaan nou by Markus ook kom. En hy praat daar van die ondersteunende vreemdeling. Jesus word weggelei deur die Romeinse soldate, hulle neem dan hierdie vreemdeling en laat hom Jesus se kruis help dra. En hierdie vreemdeling se naam, sê die Bybel, was Simon van Sirene. En is interessant dat op die lydingsweg is daar net een vreemdeling se naam wat genoem word. Daar word gepraat van die Romeinse soldate, geen name. Daar word gepraat van vroue van Jerusalem, geen name. Sodat mense met wie, daar word selfs van die disippels gepraat, maar daar word dan nie direk genoem wie nie. Maar as daar by 'n vreemdeling, as daar van hom gepraat word sy naam genoem vir een of ander rede. Toevallig lig. En ons gaan nou kyk. Nou Lukas 23 vers 26 sê, en toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. Nou as ons kyk na hierdie vers, en jy kan gaan lees, is omtrent in elke evangelie kom het voor. Een van die vertalings sê, hulle moes hom dwing. So, kom ons kom gou by die storie uit. Wat het gebeur? Jesus is besig om hierdie kruis te dra, op pad Golgotha toe, onthou hy's gegeesel, hulle het hom vir hom gevoeter, hulle het hom geslaan. Daar was stukke vleis uit hom uit, hy het strepe oorgehad, die bloed het geloop, hy was swak. En die soldate sien, hy kon nie meer aangaan nie, en wat doen hulle? Hulle gryp 'n vreemdeling. En hierso sê hy, wat uit die veld uitgekom het.
Is dit nou toeval of wat? Toevallig. Nou dit lyk of dit sommer maar toevallig is dat hulle hom kies. En nou sê ek vir julle weer, niemand anders se naam word genoem nie behalwe Simon van Sirene. Daar's 'n Romeinse soldaat wat glo nadat Jesus sterf, maar sy naam word nie eens bekend gemaak nie. As ons lees in Markus 15 vers 21 sien ons, hy kom van Sirene en dat hy die vader is van Alexander en Rufus. Kom ons kyk na Markus 15 vers 21. Hy sê, en hulle het 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus, kyk gou daar, gedwing om sy kruis te dra. Hy wou nie die kruis dra nie. Hy wou nie. Ek wonder wie sal wil. Niemand wou nie. Want dis 'n verskriklike ding om te gebeur, om gekruisig te word. En dis 'n verskriklike traumatiese ervaring waar die mense jou spot en spoeg en allerhande goed sê, want jy gaan nou gekruisig word. Jy is hierdie verskriklike misdadiger. En nou word Simon van Sirene geassosieer met dit. Hy moet die kruis dra. Ons sien dis 'n man met 'n naam en die plek waar hy woon. En dat hy 'n familie het. Nou Sirene is 'n dorpie wat in die noorde van Afrika was, wat Libië is vandag. Of is in Libië. Simon was 'n Joodse naam, so Simon Petrus. So hierdie man is 'n Jood en hy woon in Sirene in Libië. Nou is interessant, julle het seker al die naam Josefus gehoor. Josefus was 'n geskiedskrywer in die tyd van Jesus. Ek gaan Google hom, hy het verskriklike interessante goed geskryf. Josefus skryf dat Sirene 'n gebied was waar daar 'n Joodse populasie gewoon het. So in Noord-Afrika, in Libië, in Sirene, was daar 'n Joodse gemeenskap en dis waar Simon vandaan gekom het. Nou hierdie Jode was toegewyde mense en in Handelinge 2, op die dag van Pinkster toe hulle in tale gepraat het, is die taal van Sirene een van die tale wat gepraat is. Hierdie het my getref, want wat is die kans dat een van die tale wat gepraat is op die dag van Pinkster, was juist die taal wat in Sirene gepraat is, in Libië. Simon van Sirene. Ek het vanoggend vir pastoor Jaapie gesê, dit kan ons nie bewys nie, maar ek het 'n vermoede dat Simon van Sirene was teenwoordig die dag toe die Heilige Gees uitgestort is. Ons kan dit aflei. Want dis een van die tale wat gepraat is daai dag op Pinksterdag. Toeval? Toevallig, né? Nou Handelinge 2 vers 10 praat van en die streke van Libië by Sirene. Daar was 'n Joodse sinagoge in Sirene volgens Handelinge 5. Luister hier, daar was Simon van Sirene afkom daar in Noord-Afrika, het hy in 'n Joodse gebied gebly en daar was 'n sinagoge. Met ander woorde 'n Joodse kerk. Handelinge 6 vers 9 sê en daar sommige van die sogenaamde sinagoge van die Libertyne opgestaan en van die Syriërs en die Sireneërs, Sirene, né? En die Alexandryne. Daar was so baie Jode in Noord-Afrika dat hulle eie sinagoge in Jerusalem gehad het. En ek het so 'n bietjie gaan Google, dis regtig so. Daar was 'n sinagoge van Sirene, die Sireneërs in Jerusalem gewees. So baie was hulle. Nou vra ons weer, hoekom ons sy naam leer ken? Lukas 23 vers 26, ek lees dit. En ek lees dit weer, en toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het. Nou hier's 'n paar goed in hierdie vers, wat ek gou vir julle op patent wil maak. Nommer 1, hierdie man het van die veld afgekom.
Nou ons weet nie waarmee hy besig was op daai stadium nie. Die feit is, hy het nie saam met die kruis beweeg nie. So hy was nie deel van die mense wat gevolg het of gespot het of whatever nie, want die Bybel sê hy het van die veld afgekom. Het jy al gehoor van om op die verkeerde tyd op die verkeerde plek te wees? Ek dink met hom, hy het so gevoel seker op daai stadium, alhoewel op daai stadium was hy op die regte tyd op die regte plek. Hy was nie deel van die gemengde moordenaars nie. Hy het moontlik nie eens geweet wie Jesus was nie. Want onthou, hy het nie in Jerusalem gebly nie, hy het in Sirene gebly. En hy het vir die Pasga, het hy Jerusalem toe gekom. Hy het gekom vir die Paasfees as 'n toegewyde Jood. Hy loop hom sekerlik vas teen hierdie klomp mense wat met Jesus op pad is na die kruisiging toe. So, hy het gesien hier's gemous en iets is aan die gang. Hier kom hy van die veld af. En laat ek vir julle sê, daar was honderde mense, heel moontlik duisende mense wat hierdie ding beskou het. Hy kom van die veld af en 'n Romeinse soldaat kies hom om die kruis te kom dra. Wat is die kans? Toevallig? Nee. Ons gaan nou sien hoekom dit nie toevallig was nie. Die Romeinse wet sê, hoor nou hier, en dit kan jy ook gaan navolg en gaan nalees. Die Romeinse wet sê dat die veroordeelde sy eie kruis moet dra, want dit is deel van die vernedering. So gewoonlik het hulle ook nie iemand gevra om te help nie. Daai ou moes self regkom. Daai veroordeelde misdadiger moes self regkom. Volgens die wet moes Jesus eintlik self regkom. Maar 'n Romeinse soldaat breek eintlik daar half die wet en hy kry iemand van die veld af wat toevallig uit die veld uitkom. Net toeval die lig. Simon van Sirene en hy moet hierdie kruis help dra. Weet jy, dit is vir my wonderlik. Daar's soveel goed waarna mense kan dink. Dis vreemd dat hy Jesus moes help dra, want dis nie volgens die wette gewees nie. Dis nie volgens die kultuur nie. Dis nie volgens dit wat moet gebeur met 'n misdadiger of 'n veroordeelde op pad na die kruisiging toe. Hy het moontlik net die agterkant van die kruis se paal gedra, omdat ons lees in Lukas 23 vers 26 uit die kruis agter Jesus aangedraai. In Johannes 19 vers 17 sien ons, en hy, Jesus, het sy kruis gedra. So hy het gehelp. Die woord gee nie 'n rede hoekom Simon van Sirene hom help dra het nie. Ons kry dit nie. Miskien was dit omdat Jesus al te swak was. Ek bedoel, hy was redelik verniel. Nie volgens die wette van daai tyd nie. Hulle het bietjie erger gegaan met hom, né? So ons weet nie wat die rede daar was nie. Hy het nie geslaap van die vorige aand toe hy bloed gesweet het in die tuin van Getsemane nie. En gemaak 'n draai hier by die tuin van Getsemane. Dis nogal iets om te beleef. Hy het niets geëet nie. Jesus is gemartel. Hoe dit ook al sy, Simon van Sirene help dra aan die kruis. Ons weet dit is so, die Bybel sê dit op 'n klomp plekke. Nou hoekom Simon van Sirene? En nou gaan ek julle uit die Bybel uit dinge wys hoekom, hoe dit in God se plan was, hoe hierdie hele ding werk. Markus 15 vers 21, ons kom weer terug daarby, en hulle het 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld af gekom het, die vader van Alexander en Rufus gedwing om sy kruis te dra. Nou Markus gee hierdie mense se name, omdat hy later leer ken het saam met Paulus. Markus is die enigste evangelie, wat Rufus en Alexander se name noem. En omdat hy dit noem, kan ons vandag 2 en 2 by mekaar sit om te sien, wat is hier aan die gang. Hoekom noem Markus die seuns van Simon van Sirene se naam? Want hy het hulle geken. Hy moes, want waar anders gaan hy die name gekry? Nie van hoor sê nie, hy het geweet, so hy moes op een of ander manier met hierdie familie te doen gehad het.
Maar luister gou hier. Markus skryf sy evangelie in Rome tussen 50 en 60 na Christus. Nou die boek van Romeine is geskryf ongeveer 56 na Christus. Nou dis moontlik dat die evangelie na Romeine geskryf is. Nou daar's 'n kerk in Rome en mense wat daar bywoon. Ons leer van die mense ken in Romeine 16 vers 13. Kom ons kyk gou na Romeine 16 vers 13. Groet Rufus, die uitverkorene in die Here en sy moeder en myne. Daar skryf Paulus. Wie is Rufus? Simon van Sirene se seun. Hier sien ons weer vir Rufus. Hier kry ons Rufus in Rome. In die kerk daar. Wow. Dis net wow. Hy het saam met Paulus bedien, saam met Paulus gewerk. En nou, hoor hierdie ene. Ons sien ook dat Paulus sê dat Rufus se moeder, dis nou Simon van Sirene se vrou, ook soos 'n moeder vir Paulus was. Ons neem aan dat Paulus se moeder was dood. En hier skryf hy in Romeine. Stuur groete vir Rufus en ook vir Rufus se moeder wat soos 'n moeder is vir my. Simon van Sirene se ma. Ag se vrou. Rufus se ma. Simon van Sirene se vrou. Rufus se ma was soos 'n ma vir Paulus. Waar het gebeur? Hey jy, kom dra die kruis. Daar het begin. Jy sien hoe God werk. En dan wil jy vir my kom sê daar's toevallighede. Nee. God beplan dinge. Hierdie vreemdeling Simon van Sirene wat die kruis moes dra, blyk dat hy Jesus se storie volg en later 'n Christen word. Hierdie is geen toeval nie. Hy word 'n gelowige, sy vrou word 'n gelowige, sy seuns word gelowiges. En dan sê die woord, en ek bedoel Paulus skryf dit self, Rufus word 'n uitstaande diensknegt van die Here. Hierdie gesin is deel van Paulus se bediening en Simon se vrou word soos 'n moeder vir Paulus. Sien julle die storie? Kan julle sien waar begin dit? Dit begin by 'n man wat uit die veld uitkom en toevallig na 'n toeval die lig gegryp word deur 'n soldaat en sê, kom dra hierdie kruis. Kyk wat is die nagevolge van dit. Ons weet op daai stadium was hy definitief nie 'n Christen, 'n kind van God nie. Hy was 'n Jood, Joodse tradisie. Maar daar moes iets gebeur het met daai Joetjie wat daai kruis gedra het. Daar moes iets daar gebeur het. En ek dink as ek en jy in daai posisie was, sou daar definitief met ons iets gebeur het. Ek sê vanoggend vir pastoor Japie, ek wonder hoe dit was om daai kruis te dra en skielik te besef hier's iets aan die gang. Dit is meer as net 'n kruis dra hierdie. Hier's iets aan die gang. Jy weet die Engels het 'n mooi sêding, hier is 'n man minding his own business. En toeval die lig, gryp hulle hom toe hy uit die veld uitkom en sê jy gaan die kruis dra. En Markus sê hy wou nie, want hulle het hom gedwing. Maar sy lewe word radikaal verander. Ons sien in Handelinge 11 vers 20. En daar was sommige van hulle Sireniese manne wat in Antiochië gekom het en met die Grieksprekende Jode gepraat en die evangelie van die Here Jesus verkondig het.
Wat was die impak van dit wat daar gebeur het? Hierso skryf hulle, daar's nou 'n kerk in Sirene. En hierdie manne, predikers van Sirene, het die evangelie in Antiochië kom verkondig. Van hierdie predikers bly in Antiochië, maar van hulle kom van Sirene af. Daar moes iets gebeur het. Hier's 'n gesin wat verander is en hulle het hulle gemeenskap gaan verander. Want skielik is daar predikers uit Sirene wat die wêreld vol heen gaan en die evangelie verkondig. Jode wat tot bekering gekom het. As gevolg van 'n man wat 'n kruis gedra het. Handelinge 13 vers 1 sê, en daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon wat Niger genoem is, en Lucius die Sireneër. Lucius het ook van Sirene afgekom. Nou, hoe pas hy in hierdie prentjie en ek kan vir julle sê hoe? Simon van Sirene, dis hoe Lucius in hierdie prentjie inpas. 'n man wat gevra is om 'n kruis te dra. Van nêrens ruk 'n Romeinse soldaat hierdie man om te help dra aan die kruis van Jesus en later word hy 'n volgeling van Jesus, hy en sy gesin. Nou skus, ek lees dit af want ek wil iets mis hier nie. Die wil van God wat hier ontvou wys duidelik dat Jesus nie 'n slagoffer is van omstandighede nie, maar dat God al hierdie dinge vooraf bepaal het. Ek sê weer, geen toeval nie. Ons dink baie keer daar gebeur goed met ons en ons het traumatiese goed en ons robbe goed. Luister hier, jy en ek weet nie wat die toekoms inhou nie. Wat het God in stoor met dit? Daar's iets. Daar's altyd iets. Ek en jy moet net beskikbaar wees. As die Here vra, dra my kruis, dra hom. As die Here vir jou sê, gaan deur hierdie trauma nou, gaan daardeur dat die Here jou kan gebruik en dat sy wil uiteindelik kan geskied. Waar's Marina? Ek was gister daar by julle stasie. En dit is bietjie donker daar, toe ek my versoek vaslaan aan die kruis, slat ek my vinger raak. En behalwe dat ek hier gehuil het ek hier ook gehuil. Hy is nog steeds seer, hoor? Dit wat Jesus moet deurgaan was verskriklik. Vir my en vir jou. En tog terwyl hy deur hierdie goed gaan, kom God se wil nog steeds na vore met mense, en van dit gaan jy by die kruisstasie sien. Mense wat betrokke is by hierdie lydingsweg, by die Via Dolorosa. Die wil van God wat hier omvou wys duidelik dat Jesus nie 'n slagoffer is van omstandighede nie. Ek lees dit weer, maar dat God al hierdie dinge vooraf bepaal het. Dis nie toeval nie. Baie het Jesus verwerp. Maar daar is 3 wat hom aangeneem het. En daar's 3 wat genoem word in die Via Dolorosa in daai storie. Kyk so 'n bietjie wie is die 3. Nommer 1 wat Jesus aangeneem het was Simon van Sirene. Nommer 2 was die dief van die kruis. Nommer 3 was die Romeinse soldaat. Verskillende mense in hierdie lydingsweg kom tot bekering. Hulle lewens verander. Hierdie goed gebeur nadat Jesus sterf. Jy sien, God se alwetendheid kies hierdie 3 manne vir sy goddelike wil en eer. Net so sal God in jou lewe doen as jy aan hom behoort. Jy sien, as ek aan hom behoort, kan hierdie snaakse goed begin gebeur. En ek wil vir u sê, vertrou die Here en vra die Here om te help.
Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Ons sal altyd vaskyk in omstandighede. Ek het gister toe ek nou van die skool af kom waar ek die kleuterskool bedien het en julle, dit was net 20 minute, maar dit gevoel soos 10 ure. Ja, daai kleintjies is besig. En ek besef ek raak nou oud. Ek kan nie meer byhou met hulle nie. Toe luister ek na 'n man en hy gee 'n geestelike praatjie en hy sê, dit wat jy dink, so sal dit ook wees. So geluk gaan ook daaroor, oor dit wat jy dink. Ja, dit wat jy doen ook, maar dit wat jy dink ook. En dis hoekom mense nooit gelukkig kan wees, baie van hulle nie, want hulle dink nooit hulle kan gelukkig wees nie. En toe praat hy van 'n storie van 'n vrou wat daar in die Nazi-kampe was, wat jare daarna gesê het, haar grootste ding wat sy sou anders gemaak het, was haar denke. Want sy sê terwyl sy in daai kamp was sy negatief en haar denke was negatief. Ek wil julle gou hierdie verhaaltjie vertel. Dit kom glad in die notas voor nie. Toe ek destyds die kursus geloop het vir hospitaalbediening, het 'n ou NG Kerk professor, hy is ook al baie jare oorlede, Dr. Andries Gous, vir ons die opleiding gegee. En is jammer, ek kon nog nooit weer so presiese prentjie kry nie. Ek miskien saam met my dogter vra om dit vir my te teken. Maar hy sit 'n prentjie op en hy sê niks. En ek dink ons was so 20 op die kursus en ons staar na hierdie prentjie. Dis is nog 'n trieprojektor, is nog voor hierdie smart projektors. Sit hy hierdie prentjie op die trieprojektor en ek staar na hierdie prentjie en ek word yskoud. En weet jy, hy het vir 5 minute nie met ons gepraat. Jy kan hoor van die ouens het ongemaklik geraak, maar ek het my verlustig op daai stadium in dit wat ek ervaar het. Maar die prentjie, daar was 'n koutjie. Jy weet, waarin jy voels hou, maar 'n kleintjie. En ek sien hierdie budgie en hierdie koutjie. Maar hierdie koutjie is net 'n deeltjie van die prentjie, is nie die hele prentjie nie. En hierdie budgie hou 'n toutjie vas. En nou volg ek hierdie toutjie tot in die linkerhoek bo. Toe staan kuit wat vlieg. Stel jou voor, hierdie voeltjie is in gevangenskap in hierdie koutjie. Maar hy laat hom nie voorskryf deur hierdie omstandighede nie, want hy het 'n kuit wat bo vlieg. Ons beperk onsself. Ons beperk God. Omdat ons baie keer voel soos daai voeltjie, daai budgie in die koutjie. En ons voel ons is vasgevang in omstandighede, maar in die tussentyd kan nie jou kite ver laat vlieg. Al is jy in daai omstandighede. Ek en jy moet ons denke verander. Die Bybel sê dit. Jy moet jou denke verander. Jy moet anders begin dink. Wat jy ook al vir hom doen, sal in die hemel geopenbaar word. Hoe God se wil in jou lewe waar geword het. Nou ek is amper klaar. Ek wil net die volgende vir julle sê. Ek en jy moet leer uit hierdie storie uit vanmôre. En dit is nie net 'n storie nie, dit is ware gebeure. En asseblief gaan staan so 'n bietjie by vuur en stel jouself so 'n bietjie in die skoene van Simon van Sirene. Wat sou jy gedink het, wat sou jy gevoel het in daai omstandighede?
Jy sien in die 4de stasie van ons kruisstasies word Jesus flou van uitputting en pyn. Die wagters bekommerd dat Jesus nie die finale kruisiging sou haal nie en dwing Simon van Sirene om te help om die kruis te dra. En in hierdie proses word Simon van Sirene 'n volgeling van Jesus. Ek het net 'n gewaarwording gekry en gewonder, Pieter, ek wonder wat het Jesus vir hom gesê? As Jesus vir hom iets gesê. Ek wonder of Simon van Sirene 'n vraag gevra het vir Jesus, of miskien 'n aanmerking gemaak het. Ek wonder. Maar wat ek wel weet, daar het iets bonatuurliks gebeur, want hierdie ortodokse Jood word 'n volgeling van Jesus. Wat so impak het, dat sy familie betrokke was by die eerste kerke wat gestig is. En waar het begin? By 'n verskriklike ding. Jy's gevra om deel te wees van iets verskrikliks. In daardie tyd was dit verskriklik. Hy moes Jesus se kruis dra, hy moes die misdadiger se kruis dra. Ek dink later jare as hy teruggekyk het die God gedank dat God hom daai dag gekies het om daai kruis te dra. Want dit het beslis sy vrou verander. Dit het sy kinders verander. Dit het sy gemeenskap verander. Dit het sy vriende verander. Dit het sy omstandighede verander. Alles! Dan wil ek en jy kom baie keer en sê, "Ek dink hoe erg gaan dit met my, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer so aangaan nie." Luister man, jy kan so aangaan, want God gaan jou deurhelp, want hy het 'n doel en 'n plan met jou vorentoe, en hy wil vir jou help, en hy wil vir jou deurdra, en dis wat ek en jy moet doen vanmôre. En dis waarmee ek wil sluit om te sê, hey, dink jy nie is tyd dat ons 'n bietjie anders begin dink oor hierdie goed nie. Ek wil hierdie nou so half op 'n ligter noot sê, maar pastoor Jaapie moet nou nie vir my kwaad wees nie. Moet nou nie presies doen wat hy sê as die stryd kom, dankie Here vir die stryd nie. Nee. Dis nou nie heeltemal wat hy sê nie, maar is min of meer. Want ons skrif daarvoor, ons moet ons verheug in die moeilike omstandighede. Why? Want ek moet buite daai koutjie begin dink. Ek moet buite daai omstandighede begin dink. En begin God volg. Ek sluit met 'n verhaal en u kan haar verhaal ook gaan volg op Google. Haar naam is Joni Eareckson. Nou dit het seker so 30 plus jaar, miskien selfs meer gebeur. Ek dink sy was 16 of 17 jaar oud, 'n verskriklike sportiewe kind in 'n Christelike huis groot geword. En eers kan ek onthou het sy iets gesê, sy het gesê, "Ag Here, gebruik my." En julle sy duik in 'n swembad in, duik in die bodem in en sy breek haar nek. Maar sy het haar nek so gebreek dat sy verlam was van hier af onder toe. Maande in die hospitaal gewees en sy lê daar en sê, "Here, hy het my verlaat, wat het hy nou gedoen?" Nou kom ek sê vir julle 'n paar jaar daarna, toe begin die Here haar gebruik as evangelis in 'n rolstoel. Hy het haar nooit genees nie. Dis soos Paulus met die doring in die vlees, my genade is vir jou genoeg. Ek het in hierdie week weer met iemand gesels wat sê, "Pastoor, ek kan nie verstaan dat ek so siek is." En toe sê ek, "Ja, ek verstaan ook nie, want ek verstaan nie altyd die wil van die Here nie. Ek verstaan ook nie hoekom ek baie keer siek word nie." Maar het jy geweet dat siekte is ook in God se hand? Hy beheer alles. En hy laat seker goed toe, sodat ek nader na hom toe kan kom. Hy gebruik baie keer siekte om iemand hemel toe te vat. Come on! Ons almal gaan nie in ons slaap doodgaan nie, al wil ons dit graag doen. En dis graag hoe ek wil gaan. Dit werk nie altyd so nie.
Kom ek en jy gee net oor en ons begin hierdie mentaliteit te hê van, jy het dit nou nie geweet nie, Michael. Doen slegs u wil Heer. Hy weet, ek skryf nooit vir hom voor om iets te sing nie. Ek het miskien dit 2 keer al in 10 jaar gedoen. Here, laat U wil in my lewe geskied. As 'n Simon van Sirene moment my pad langs moet kom, laat ek dit sal aangryp. Sodat U my kan verander. Sodat U my kan gebruik. Sodat ek ander kan bedien. Kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, dankie. Dankie dat U met ons gepraat het vanoggend. Ons gaan nooit weer dieselfde dink oor Simon van Sirene nie. Here, hierdie is 'n wonderlike storie en hierdie is maar net stukkies. Daar's eintlik nog 'n baie groter storie. Maar Here, U is getrou en ons weet dat U gaan ons help en U het vanoggend met ons gepraat op kruisigingsdag. Here, van U wil in ons lewe is die heel belangrikste. Want ons wil so graag nooit siekte hê, nooit probleme hê, nooit stryd hê nie. Dis deel van die lewe. Dis deel van dinge wat gebeur sodat ons kan groei. Sodat ons kan sterker word in U. As gevolg van hierdie sondige wêreld waarin ons leef. Here, U gaan ons deurdra en ek weet U het vanoggend in harte gepraat. En ek wil bid dat U gaan help vanmôre en dat U gaan onderneem op besonderse wyse in Jesus naam. En ek bring U die lof en die eer, Here, U is 'n goeie God. U is 'n goeie God en dankie vir wat U nou doen op hierdie oomblik. Weet julle, ek gaan terwyl jy jou oë gebuig, jou oë gesluit hou en jou hoofde gebuig, as die Here volgens met jou gepraat het, en jy sê asseblief bid net vir my, ek wil jou uitnooi na vore, ek gaan dit nie lank uittrek nie, ek wil net saam met jou bid, en ons wil saam met jou bid, en God saam met jou vertrou, terwyl hulle weer hierdie lied gaan sing, doen slegs U wil Heer. En as jy ervaar hoe die Here vanoggend met jou gepraat het, en gesê het, hey, kom net, dat ek vir jou kan help, kom net, dat ek jou kan gebruik, kom net, dat ek saam met jou hierdie pad kan stap, want jy weet nie wat voor lê nie. Jy weet nie wat so wonderlike dinge ek vir jou instoor het nie. Jeremia 29 vers 11, die Here het wonderlike dinge vir ons gestoor. Maar gee jouself net oor aan die Here en sê, Here, hier is ek vanmôre. U gaan vir my help. U gaan vir my deurdra dat ek kan uitkom by dit wat U vir my instoor het, Here. Ek wil uitkom by dit, ek wil uitkom by hierdie wonderlike dinge. Ek wil uitkom by dit wat U vir my wil gee. Ek wil uitkom by hierdie wonderwerke. Ek wil uitkom by hierdie deurbrake. Ek wil uitkom by hierdie oorwinning in die naam van Jesus. Vertrou God net vanmôre vir iets besonders in jou lewe. Vertrou die Here vir 'n Simon van Sirene oomblik in jou lewe. En dat jy dit sal aangryp, en dat God jou gaan gebruik, en dat God vir jou gaan help. Ons bring hier die Here. Ek gaan almal vra om te staan, ons gaan die Here aanbid nou. En as jy nog op jou hart het, asseblief bid net vir my, ek het dit nou so nodig. Ek wil net hê jy moet kom. En vertrou God net vanmôre vir 'n deurbraak in jou lewe, in Jesus naam. Here, dankie dat ek vir wyn kan salf in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees. Doen slegs U wil Heer, U wil met my, U potte baken, met my die knij, voor mij maak mij, net soos U wil, op U bly waak, ewig gestil. Hou my gewillig onder U hand, lei my
evil acting here, evil acting, even evil begin. Doen slechts evil here, evil make pain, evil tebake, met my declare, for mij en maak mij net soos U wil, op U bly wag, nederig stil. O my gewilde, onder U hand, lei my emoties, kracht en verstand. Evil acting here, evil acting, even die beste, evil begin, even die beste, evil begin. And all foundations have been shaken, and I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking. You still reign and you still guide. When it feels all hope has faded, every question's hit so hard, and though my soul may feel forsaken, You still reign and You still guide. Although I can't see what's before me, I know that I can trust Your heart. This one truth will be my story. You still reign and You still guide. I will declare that You are with me. The voices whisper that You're not. You never leave me nor forsake me, 'cause You still reign and You still guide. Although I can't see what's before me, I know that I can trust Your heart. This one truth will be my story.
trust your heart. This one truth will be my story. You still reign and you still God. You still reign and you still God. When my enemies surround me, I trust the victory of your cross. I fix my eyes upon you, Jesus. For you are God and I am not. And you are God and you are faithful. As you have been from the start. You work in all things for your glory. You still reign and you still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you still God. Yes, this one truth will be my story. You still reign and you still God. Prys die Here. Dankie Jesus, U kan die sitplek in jou baie dankie. Ons gaan ook nou sit aan die tafel van die Here, maar voor ons dit doen, dis uitvloeisel van my boodskap. Broeder en suster, asseblief. Miskien het jy nou nooit vanoggend gekom om te sê, ek gaan net diens toe kom, maar gaan ek huis toe. Don't do that. Stap vanoggend deur al hierdie kruisstasies. En weet jy wat, daar's oral 'n plek. As jy op 'n stadion voel, maar nou moet jy gaan sit. As jy voel jy wil net in die graf bly en jy wil nie uitkom nie, kan jy ook. Ons sal jou later uitdra, moenie worry nie. En spesifiek as een kruisstasie waar jy jou versoek kan vasspyker aan die kruis lê op die grond. Skryf dit neer, hier sal sien 'n so handjie. Skryf dit daar neer en sê Here, hier's dit, ek gee dit vir U. Daar's 'n kruisstasie waar jy jou dankbaarheid kan betoon, dit in die boks gooi en sê Here, ek wil net vir U dankie sê. By die graf, as jy klaar is by die graf, kruisstasie 10, is daar 'n lang nagmaaltafel. Vat jy en jou gesin nadat jy in die graf was en gebruik nagmaal en sê dankie Here dat U vir ons gekruisig is, want dit is goeie Vrydag en dit is 'n goeie Vrydag, want goed sê dat iets goeds gebeur. Dit klink miskien oor iets slegs, nee, dit was goed, want Jesus het vir ons gesterf, vir al ons siektes, vir al ons stryd, vir al ons probleme. So sê vir die Here dankie vir dit. Sondag gaan ons sê dankie dat hy opgestaan het, maar vandag sê ons dankie dat hy gekruisig is. En gaan doen dit. En ek wil net vir julle sê, my hele preek is in hierdie boekie. Jy kan hom kry daar buite. En gaan dit weer deur en gaan kyk net. Wat het die Here gedoen in Simon van Sirene se lewe? En dan sê die Here dit dan vir hom kan doen, kan die Here dit mos ook vir my doen. Natuurlik kan hy. En vertrou die Here. En weet julle wat, ons spandeer tyd, ook later aan die teetyd, as jy daar wil gaan sit, ons pastore gaan nie wees, en hulle is op diens vandag almal van hulle org. Hoe maak hulle by mekaar en sê, met jou wil ek gou gesels. Want dis hoekom ons hier is vandag, en hoekom ons hier is tot Sondag aand 9:00. Ons gaan God vertrou vir wonderlike dinge. So Pastoor Japie gaan nou vir ons die nagmaal bedien en goeie Vrydag, is 'n wonderlike Vrydag. Is nie 'n slegte Vrydag nie, dis so 'n goeie Vrydag.
En mag die Here vir die seën en help. Baie dankie. Ek het net op my hart, voor ons die elemente gaan uitdeel, net om te bid. Die salwing van die Here is so tasbaar vandag hier gewees, en steeds hier. En dis die salwing wat jukke breek, en bande afgooi. Ons praat van die Heilige Gees. Hy is hier. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons nou by die plek kom waar ons nagmaal kan gebruik, Here. Dit is 'n lofoffer, 'n loffees, wat ons doen vanoggend om te herinner, Jesus het vir ons gesterf. Here, ons eer en aanbid U, dat U vir ons dit gedoen het. Dat ons vanoggend kan vashou aan die offer van U aan die kruis. Ons dankie, Here. Jesus naam. Amen. Julle kan maar uitdeel, dankie hoor. Daar was zo'n kruis, een ridder aan een hoog kruis vastgeslaan. Ja, daar was zo'n kruis. En daarom zal ik ze ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juich, maar na die kruis van Jesus hoe sal ons kan hande vou en zwijg, want daar was een hoog kruis, een ridder aan een hoog kruis vastgeslaan. Ja, daar was een hoog kruis, en daarom zal ik ze. Wie zal mij kan stilmaken? Wie zal mij kietaan ze snaar afbreken? En wie zal mij kan doodmaken? Als mijn voeten en dans wil los wil breken. Want daar was een hoog kruis, een ridder aan een hoog kruis vastgeslaan. Ja, daar was een hoog kruis, en daarom zal ik zeggen. Ik vraag niet hoe jij voelt niet. Als gevoelens hoegenaamd besluiten raak, dan was daar nooit die pijn niet. Toen die spijkers door die bloed, daar die hoogkruis kraak. Want daar was een hoogkruis, een ridder aan een hoogkruis vastgeslaan. Ja, daar was een hoogkruis, en daarom zal ik zeggen. Want daar was een hoogkruis, een ridder aan een hoogkruis vastgeslaan. Ja, daar was een hoogkruis, en daarom zal ik zingen.
Kom ons sing een keer nog. Daar was 'n houtkruis. Want daar was 'n houtkruis. 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Baie dankie vir ons wat uitgedeel het. Is daar iemand wat oorgeslaan is met die elemente? Elkeen het 'n broodjie en elkeen het 'n sappie. Mooi. Voor ek die formulier gaan lees, het ek so 2 of so skriffies wat ek net met u wil deel. Een is Hebreërs 6 vers 13. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer. Ons weet dat Abraham vir Isak moes offer. En as gevolg van dit, dat Abraham bereid was om dit te doen, daarom het God sy seun geoffer. En vir my en jou om dit te kan glo, het God by homself gesweer, dat die evangelie van Jesus Christus die waarheid is. En dat die offer wat hy sou bring vir ewig ons sou red. Ek het toe ons gebid het in die begin gesê, daar is soveel mense wat Jesus nie ken nie. Daar is vandag mense wat in ons omgewing is, wat Jesus nie dien nie. Maar God het by homself gesweer en gesê, my evangelie is die waarheid. My seun is die lam van God. En ons eer die Here daarvoor. En dan wil ek 1 Korintiërs 6 vers 20 lees. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Jy behoort nie aan jouself nie. Ons weet dat ons rentmeesters is van dit wat God ons gee. Alles behoort aan hom. Ook ek en jy. Want ons is duur gekoop deur sy bloed. Deur sy bloed. En dan die laaste skrifgie is Hebreërs 10 vers 10. Want deur hierdie wil is ons geheilig. Deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Die King James Version sê dit so mooi, hy sê, once and for all. Die offer is vandag beskikbaar vir elkeen. Once for all. En ek eer die Here, dat hy so goed is vir ons. En ek gaan nou die formulier lees, en dan gaan ons so saam, gaan ons nagmaal gebruik. 1 Korintiërs 11 vers 23. Want wat ek van die Here ontvang het, en ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek, en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Kom ons vat die broodjie vandag, en ons sê, Here, dankie vir u liggaam. En net so met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daar uitdrink, tot my gedagtenis. Kom ons neem die sappie, en ons verstaan vermoede dat dis die bloed van Jesus, wat ons gereinig het, en ons genees het, en ons gered het. En dan wil ek afsluit met vers 26, wat sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Pastoor Andries het nou gesê, daar
na kruisstasie 10 is daar 'n nagmaaltafel. Hy sê wanneer ons nagmaal gebruik, want so dikwels. Hy sê ons mag net een keer op 'n Sondag nagmaal gebruik. En ek wil u ook uitnooi dat u welkom is met u en u gesin om nagmaal saam te gaan gebruik nadat u deur die kruisstasies gestap het. Vat die tyd, ons het die hele dag tyd. Vat die tyd en spandeer tyd met die Here by elke kruisstasie en veral wanneer ons nagmaal gebruik. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, ons eer u vanmôre, want u is heilig, heilig, heilig. Maar u is ook 'n regverdige God. En u moes u seun straf ter wille van ons, Here. En ons wil vanoggend net vir u sê baie dankie. Dat u bereid was om dit te doen. Jesus, dankie dat u bereid was om deur hierdie proses te gaan, sodat ons gered kan wees. Sodat ons u kan ken. Here, u het nie net gesterf nie, maar u het opgestaan, wat ons Sondag sal herdenk. Maar meer nog, u het die Gees gestuur. Sonder u kan ons dit nie doen, die Heilige Gees. Sonder u sou ons nie geweet het van Jesus nie. Ons wil vanoggend u eer, Here, dat u Gees gestuur het. En vandag, soos ons deur hierdie kruisstasies beweeg, dat u met ons sal praat. Dat laste neergelê sal word by die kruis van Jesus. En ons eer u, Here, dat ons u kan ken. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Ek gaan dan net vra dat almal wat kruisstasies bemand gaan sit gou alles aan, sit jou klank aan. Al die klas van goedjies asseblief, dan binne 2-3 minute sal die eerste dan seker begin deurstap. So asseblief gaan sorg dat julle klank aan is, musiek aan is, TV's aan is, ligte aan is en dat al die goedjies reg is gou vir my asseblief. Nou terwyl hulle uitbeweeg, ons gaan nou afsluit nadat hulle uit is. Asseblief gaan ondersteun ook die teetuin, daar's heerlike kos daar. Ek en my vrou ook, ons eet nou elke dag hierso. Is net makliker en dis baie goedkoop. Ons wil regtig help. Onthou die brosjure vir die kruisstasies is beskikbaar net hier buite vir R30. Jy sal ook sien daar's 'n verskriklike mooi 3-dimensionele painting wat uitgeloot word. Iemand het dit vir ons geskenke gesê, asseblief sy kon ons help hierdie jaar nie, maar sy het daai painting gegee om uit te loot. Gaan kyk daarna en 'n kuier dan net heerlik saam. Kom ons gaan net ons hoofde buig en afsluit en dan kan Michael 'n laaste lied speel terwyl ons afsluit. Kom ons sluit net die oë. Hemelvader, dankie dat ons hier kon wees. Dit was 'n voorreg en Here, môre aand gaan ons weer besonderse diens hê, Sondagoggend, Sondag aand, saam met hierdie kruisstasies. En Here, help ons ook dat ons ander mense gaan nooi. Al wil hulle nie kerk toe kom nie, maar hulle sal kruisstasies kom kyk. En Here, dat hulle saam kom kuier en u kan ervaar. En mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie broeder en suster, ons kuier lekker saam. Doen jouself 'n guns, die kruisstasies begin buite, by die jeugsentrum is nommer 1, by die tuin van Getsemane en dit eindig by die graf en die nagmaaltafel. Baie dankie. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from your grace that I've found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring
to your side. And as I wait, I'll rise like an eagle, and I will soar with you. The Spirit lead me on in the power of your love. And I will soar with you. Your Spirit leads me on in the power of your love.